In die vorige episode het Wian met ons gesels oor wintershoek wild. As ons kyk na wintershoek wild, is dit eintlik 'n uitvloeisel wat gekom het uit wintershoek safaris uit. Ek dink ons gebruik die geleentheid binne in die wildbedryf op die stadium. Veiling in September maand wat ons in ons eie lokaal en in ons eie kampe hou. Ek dink, soos ek nou op verskeie keer gesê het, is dat ons probeer betrokke wees by al die fasette. Ons het ons Wild Arts Rehab Center en Educational Center waar ons veral jong klein kinders die diere kom wys. En ek dink die laaste een is wintershoek primêre skool waar ons die geleentheid gee vir kindertjies, plaaskinders wat gewoonlik skool toe gaan as In ons laaste episode gesels Wian met ons oor die belangrikheid om lid te wees van die WRSA. Ek dink ons almal het 'n verpligting om WRSA te ondersteun. Nie net as jy groot wildboer is nie, maar selfs as jy op enige manier finansiële voordeel trek uit wild uit in Suid-Afrika, sou dit jou eenspromokkie wees wat jy verkoop in die Karoo of selfs wanneer jy 'n volwaardige wildboer is in Limpopo. WRSA kom 'n lang pad. Ek dink dit kom voor die 11 jaar terug wat dit gestig is in Robertson. Maar dit kom met die ou NWO en die ou Wildboere Suid-Afrika organisasie. En daar's baie rolspelers wat toe betrokke was, wat nog steeds is en aktief is. En ek dink dit is belangrik dat ons moet onthou van waar ons gekom het, want dis die enigste manier om te weet waartoe ons op pad is. En ek dink dit is ook wat ons probeer doen. Ek dink wat ons binne die bedryf reg kry, is verseker verhoudinge bou met die regering en departemente wat baie belangrik is. Mens kan nie altyd net in konflik wees en dink jy gaan vorentoe nie. Ek glo dis baie negatiewe energie. En die aanstelling wat ons gedoen het met Adri Kits of Botha, ek dink was ongelooflik goed geweest. Ek dink dit het baie van ons om kant gevang, myself ingesluit, want ons is altyd 'n direksie geweest wat kon gedoen het soos ons wil, wanneer ons wil, omdat ons nie 'n sterk kantoor gehad het nie, want ons kon dit nooit bekostig nie. Ek dink met die volwaardige uitvoerende beampte, met die regte van 'n volwaardige uitvoerende beampte, gaan vir ons baie kontinuïteit in die toekoms gee. Gaan WRSA verseker die organisasie maak wat dit kan wees. Ek dink daar's nog baie behoefte om die kantoor selfs nog sterker te maak. Ons het nog baie meer ondersteuning nodig veral aan nuwe wildboere wat graag wil aanklop en wil raad hê en professionele hulp kan ontvang. Maar ons is nog nie daar nie, maar ons is op pad soontoe. WRSA het 'n ongelooflike sterk beraad van direkteure wat insiggewende mense is en 'n rol speel nie net in die wildbedryf nie, maar baie ander plekke in Suid-Afrika ook. En ons moet onthou dat die mense doen dit omdat hulle lief is vir wat hulle doen, sonder enige vergoeding. So wanneer jy partykeer bietjie moedeloos is en hard wil wees op hulle, sit jouself in die posisie, kyk die tyd wat daar spandeer word om besluite te maak wat op daai stadium geglo word in belang is van elke wildboer. Ek dink ons het ons uitdagings. Ek dink die grootste uitdaging is om te verseker dat ons in die volgende 12 tot 18 maande dat ons 'n eenheid vorm binne die totale industrie, waar ons SA jagters en Chaza en WRSA en FASA en die toerismebedryf om een tafel kan sit en sê wat is Suid-Afrika se strategie? So wanneer enig van hierdie organisasies tot 'n besluit wil maak, dat hulle moet sê is dit in lyn van ons nasionale strategie? Is dit tot voordeel van die totale bedryf en is dit nie net in eie belang wat ons dink nie. Ek dink dis 'n uitdaging en dit is iets wat ek regtig gaan probeer om reg te kry en ek glo ons is nie so ver van dit af nie. Ons moet net met mekaar begin praat en die proses is reeds in die gang. 'n Ander een is WPA, die Wildlife Producers Organisation, amper vergeet ek waarvoor dit staan. Wat die begin van die jaar 12 spesies geregistreer het onder die Animal Improvement Act. Ek dink dit is met gemengde gevoelens ontvang. Maar dit spreek verseker die behoefte aan van 'n groot gedeelte veral binne die wildteelbedryf. En WRSA is positief en ons onderhandel met 'n positiewe gesindheid. Ons ondersoek alles en kyk hoe kan ons maak dat hierdie deel bly van die bedryf en hoe gaan ons mekaar ondersteun om te sê waar pas dit in? Wat is die reëls van die spel en so meer en so meer. So ek dink dit is iets waarna ons moet kyk en so sal ons elke uitdaging hanteer en ek sê weer WRSA is daar vir almal. Dit is normaal dat almal nie kan saamstem nie, maar ons moet nooit toelaat dat binne in WRSA dieselfde gebeur wat met FASA gebeur het by hulle onlangse jaarvergadering. Dit is negatief, dit straal 'n negatiewe beeld uit vir die res van die wêreld en in eenheid maak mag en ek dink ten spyte van verskille moet ons saam staan en werk na een punt toe en dit is om Suid-Afrika weer die destination of choice
te maak vir enige kliënt wat Afrika wil besoek van enige plek in die wêreld. As president van Weer SA is dit vir my voorreg om deel te wees van hierdie wonderlike bedryf. Deel te wees van 'n groep wonderlike mense. En dat ek deel was van lank terug af toe dit nog nie 'n bedryf was nie en gesien het hoe dit ontwikkel, hoe dit homself gevestig. En ek voorsien dat ons 'n bedryf gaan wees wat homself gaan onmisbaar maak binne in die Suid-Afrikaanse milieu. En ek is baie positief dat dit vir jare nog die beste opsie sal wees, finansiële opsie wat jy op jou grond kan uitoefen om kommersieel en finansiëel voordeel daaruit te trek. En ons het definitief die vermoë om Suid-Afrika 'n beter plek te maak vir elke mens en elke inwoner van Suid-Afrika. En ons moet nie die geleentheid miskyk nie.